Goed julle, ons is dan nou in die tweede gedeelte van Openbaring hoofstuk 7 en ek lees daar vanaf vers 9. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Verskoning, uit al die nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid, en gesê: Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging, en die eer en die krag, en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My Heer, U weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en dors, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Goed. Soos wat ons afgelei het uit die vorige gedeelte, die eerste gedeelte van Openbaring 7, het ons agtergekom dat God se raadsplan was aanvanklik gerig op die Jode. Ons sien dan wanneer God vir Abraham kies as die een uit sy nageslag kinders van die Allerhoogste sal word, dan sien ons wanneer Jakob by die punt kom wat hy Josef se 2 seuns, met ander woorde Jakob se kleinseuns, wanneer hy hulle moet seën, dan het ons mos nou verduidelik die oorkruising van die hande en dat hy veronderstel was om vir Manasse te seën as die eerstgeborene, maar hy seën die jonger seun vir Efraim, seën hy dan as die een wat die eersteling of die eerstgeboorte reg sou ontvang, en die rede daarvoor was baie duidelik dat Jakob gesê het, hy sal die vader van menigte nasies word. Hy sal die stam wees wat die nasies sou insluit. En hier vind ons dit, dat God sê in vers 9, na hierdie dinge te gesien, en daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. En dit is wat Jakob bedoel het, toe hy vir Josef gesê het, ek moet dit so doen, ek moet vir Efraim, want Efraim gaan groter wees as wat Manasse is. Manasse was 'n stam, was oor 'n Joodse stam, of 'n Israelitiese stam, maar Efraim, wat die groter seën ontvang het, was oor die menigte van volke en tale en nasies en stamme. En dan sê hy, die tweede deel van vers 9, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande. Nou, ons kry in die verwysende skrif hier van die palmtakke in die hande, sien ons in Levitikus 23, het God 'n opdrag aan die volk gegee om te sê, want in Levitikus 23 kry ons die feeste wat God ingestel het, en by een van hierdie feeste was daar 'n punt gewees waar hulle met baie blydskap fees gevier het met boomtakke en palmtakke in hulle hande, en hulle moes hierdie takke moes hulle swaai, en ons weet dis presies wat gebeur het, toe Jesus ingekom het op die donkie, het die mense voor hom klere neergegooi en palmtakke geswaai, en dit was 'n manier om lof te bring,
lof vir God. En so die palmtakke in hulle hande was juis om lof aan die Here te bring. En dan sien ons in vers 10, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Nou, ek dink dis 'n baie belangrike punt om te maak, want ons het nou al baie gepraat oor die troon, maar ek dink nie 'n mens kan genoeg sê oor die feit dat, en dis 'n beginsel wat baie misgevat word, waar mense dink dat Christus gaan eendag, wanneer hy terugkom, wanneer hy kom om sy bruid te kom haal, dan eers gaan hy die troon bestyg. Maar die woord is so duidelik daaroor dat Christus nou, terwyl ons in aanbidding hier sit, voor hom sit, weet ons dat hy nou reeds op die troon sit, en dat ons nie die fout moet maak om te wag vir die groot dag waarop hy op sy troon gaan sit, en dan mis ons sy koningskap oor ons lewe nou nie, want Christus het die gesag nog altyd gehad, en hy sal dit ewig hê. En sy Vader het gesê, hy sal sit op sy troon, en die aarde sal die voetbank van sy voete wees, en die hemel sal sy troon wees. En dis presies hoe dit is. Hy sal altyd, ons sal altyd sy dienaars wees, by die voet en end van sy troon. En dan sê hy, en al die engele, vers 11, het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid. En dit, ek dink die Here het 'n baie duidelike manier waarop hy aanbidding aanneem, en hy gebruik sy engele om ook vir ons te wys, dat, want vir die oomblik is ons minder as die engele. Die woord sê dit vir ons, weinig minder as engele, maar ons is net vir 'n tyd lank, totdat die Here sy bruid by hom neem, sal ons minder as engele wees. En as die engele voor hom neerval en God aanbid het, wie is ons om te dink dat ons nie ook voor sy aangesig moet neerval in aanbidding nie. En dan sê hy, en dan het hierdie engele die voorbeeld gestel aan die ouderlinge en aan die 4 lewende wesens, het hulle voor hom neergeval en God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. En hier word niks buite rekening gelaat nie. Die Amen beteken, dit sal so wees dat die lof en die heerlikheid, die wysheid, danksegging, eer en krag en sterkte aan God behoort, aan Christus behoort. Een van die belangrikste komponente van ons geloofslewe is danksegging. Ek dink nie daar's genoeg rede vir ons om danksegging te bewys aan hom, wat vir ons alles bewerk het en alles gedoen het. En dat ons alleenlik ontvang, daar's niks wat ons hoef te gee nie. Ons hoef niks terug te gee nie, daar's nie 'n betaling nie, daar's nie iets wat ons as 'n bewys van dank vir hom kan teruggee, behalwe danksegging nie. Vers 13. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, en dis die ouderling wat met Johannes praat, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle? Die Engelse vertaling sê, what are they? Wat is hulle? En waarvandaan het hulle gekom?
En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit groot verdrukking kom. Nou daai woordjie die moet uitgehaal word daar. Dit is hulle wat uit groot verdrukking kom. Nou, dit is waarskynlik een van die grootste leuns van die tyd waarin ons leef in die kerk, waar daar so 'n geweldige valse klem gelê word op die sogenaamde groot verdrukking. En die leuen wat verkondig word, is dat die groot verdrukking wat nog nie plaasgevind het nie, en wat nog moet kom, is die groot verdrukking wat plaasvind nadat die bruid van Christus weggeneem is in 'n wegraping, en dan kom daar 'n tydperk, en die tydperk is hulle nie eers oorduidelik of vas oor wanneer en hoe lank hierdie tydperk gaan wees nie, maar meeste glo dat dit 'n 7 jaar periode wees, ander glo weer dat dit 'n 3,5 jaar periode is, waar daar 'n groot verdrukking gaan wees op die sogenaamde agtergeblewendes. Die wat nie weggeraap is met die eerste wegraping nie. En dit is absoluut 'n leuen. Want die sogenaamde groot verdrukking bestaan nie as 'n laaste 7 jaar verdrukking nie, maar juis as iets wat die ware gelowige moet gebuk gaan aan verdrukking, nie die verdrukking nie, maar aan verdrukking. So ek wil net kortliks, daar's baie skrifte wat hierna verwys, maar ek wil spesifiek na een skrif verwys in 2 Tessalonisense 1. 2 Tessalonisense 1 vanaf vers 3 sê, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. Nou hier is dit baie duidelik. Paulus skryf aan die gemeente in Thessalonika. Reeds in hulle tyd sê hy dat ons roem oor julle verharding en julle geloof onder al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verduur. So, hoe kan dit wees dat hierdie vervolging en verdrukking, of hierdie groot verdrukking, wat almal so na verwys, dat dit juis verwys na die tyd nadat Jesus die bruid kom wegneem het, kom wegraap het van die aarde af. En dan sê hy die volgende woorde. Vers 5, 2 Tessalonisense 1 vers 5. 'n teken van die regverdige oordeel van God. Wat is die teken van die regverdige oordeel van God? Die feit dat almal wat hom gaan dien, almal wat hom gaan volg en almal wat hulle klere gaan was in die bloed van die lam, sal deur vervolging en verdrukking gaan. Hoekom? Want dit is 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Hier is dit. Daar's geen ander antwoord as dat almal wat gaan deel wees van die tyd van die eerste gemeente af in Handelinge tot vandag toe, almal wat bereid is om hulle te laat afwas van die sondeskuld, soos wat ons besig is om ons af te was, is daar verdrukking wat oor ons kom. En dis presies wat hierdie ouderling vir Johannes sê. Hy sê, dit is hulle wat uit groot verdrukking kom en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hulle het hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam.
Ek wil net hê ons moet 'n bietjie kyk na Hebreërs hoofstuk 9, want waaroor gaan die, want dit klink, as jy die woord van God net oppervlakkig gaan kyk, gaan jy mis wat dit beteken wanneer iets gesê word soos, hulle het hulle klere gewas in die bloed van die lam, dan moet ons seker maak dat ons weet, wat beteken dit? So ek wil net vinnig deur Hebreërs hoofstuk 9 gaan, dat jy net 'n beter insig kan hê oor die werking van die bloed van die lam. En ek gaan kortliks daardeur lees en net 'n paar opmerkings maak. So dan die eerste verbond, Hebreërs 9 vers 1. So dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word, en ons het nou in ons gemeente byeenkoms gepraat oor hierdie kandelaar en die tafel en die toonbrode. Die toonbrode is die verwysende na die verborge woord, en dan sê hy, dit word die heilige genoem. En agter die tweede voorhang sal die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste. En die allerheiligste is die plek van gemeenskap, die plek waar ons met God gemeenskap hou. Waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf, so die manna kry ons dan nou die verborge manna in Openbaring 2 vers 17, en dan sê hy, en die staf van Aaron wat gebloei het, en daai staf wat gebloei het, kry ons in Numeri hoofstuk 17 vers 8, en hierdie staf wat gebloei, daai bloei is 'n takkie wat uitkom uit die staf van Aaron, en daai takkie verwys na Christus wat sou kom, wat en die staf is die staf, die priesterlike staf, en ons weet Christus is koning priester, nee. Goed, en dan sê hy, en die tafels van die verbond, en dit is alles wat nou in hierdie tabernakel opgeneem was, en in die ark geberg was die tafels van die verbond wat die 10 gebooie opgehad het. En die 10 gebooie is die volheid van die godheid wat opgesluit is in die 10 gebooie, wat 'n geestelike verbond was, of 'n geestelike gebod was, wat God gegee het, wat tot vandag toe deurtrek. En ons het nou al baie gepraat oor die 10 gebooie, en dit is nie net iets wat jy prakties vleeslik moet toepas nie. Dis 'n absolute diep geestelike boodskap, wat ek nie nou tyd het om oor te praat nie. En dan vers 5, en daar bo op die gerub van die heerlikheid van die versoendeksel, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om dienste te vervul, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie. Nou ons is besig om te praat oor die wassing van die klere met die bloed van die lam. Want jy sien die wassing van die klere. Want wat is die klere wat gewas moet word? Ons kry in die boek Judas, tweede laaste hoofstuk van die Bybel, kry ons hierdie woorde in vers 23, Judas vers 23. Dan sê hy, maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur trek, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Daar's twee klede wat gedra word. Die kleed wat met sonde bedek is, en die kleed wat gewas is in die bloed van die lam. En ons as ware gelowiges gaan konstant besig wees om die kleed
wat die priesterlike kleed, wat aan die gemeente toegesê is deur Christus, want ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde, en soos wat ons hom verkondig, dan beklee ons onsself met hom, want hy is die wit kleed waarmee ons bekleed moet wees, en die sondekleed moet ons haat, want die sondekleed is die kleed wat met sonde bevlek is, omdat ons dan as die wat optree as predikers, wat in die priesterlike amp staan, wat homself aanstel in die priesterlike amp. Want die selfaangestelde priester is die een wat met sonde bevlekte kleed die 'n vals evangelie aan die mense verkondig. En God het ons geroep om ons kleed te was, vir al die wat die woord van God aanbied, asof Christus hulle aangestel het. En voordat jy die evangelie kan aanbied, moet jy sorg dat jou kleed wit gewas is in die bloed van die lam. Want dit sluit ook aan by die boek Jakobus, wat sê in Jakobus hoofstuk 3, wat sê vanaf vers 1, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet, ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Moenie baie leermeesters, moenie baie priesterlike ampte opneem, en praat namens God, tensy jy nie seker is, dat die kleed wat jy dra, 'n bloedgewaste wit kleed is, en dat jou kleed nie bevlek is met sonde nie. En dan gaan hy verder en sê, vers 6, en ek is nou terug by hoofstuk 9 van Hebreërs, vers 6, en nadat hierdie dinge so ingerif was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoëpriester alleen. Die hoëpriester alleen eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk, wat hulle uit onwetendheid begaan. Want jy sien, totdat jy nie kennis het van sonde nie, kan jy nie, dan doen jy dit in onwetendheid. Maar dit is die plig van die priester, om in te gaan in die allerheiligste in, daar waar Christus is, daar waar hy sit op sy troon, moet ek na hom toe gaan, en ek moet by hom kry, wat ek nodig het, deur sy bloed, en dit is nie fisiese bloed nie, die bloed van die lam het gekom, deur die swangerskap van die maagd, deur die Heilige Gees. Christus het nooit menslike bloed in sy are gehad nie, wat beteken, sy bloed het gekom uit die hemel uit, sy Vader het hom verwek in die skoot van sy moeder, deur die Heilige Gees. En Christus het geen sonde gehad nie. En as ek en jy ons die sonde, die kleed wat ons dra, wil was, dan het ons nodig om ons met Christus te beklee. En dit is waaroor die bloed van die lam gaan. Die bloed is dit wat hy vir ons gebring het deur sy woord, en dan kom bevestig hy dit met die Heilige Gees, en dit is die wassing van die kleed. En om met Christus bekleed te wees, is nie, ek is een of ander heilige nie. Dit is dat hy kom, en hy kom beklee my. Dink gou terug aan dit wat gebeur het, toe Adam en Eva in sonde verval het. Wat het hulle gedoen? Hulle het op hulle eie probeer om hulle sonde te bedek, en hulle het vyeblare gevat, om juis te probeer om hulle self te beklee, sodat God nie hulle sonde sou raak sien nie. En God het gesê, dit kan nie wees nie. Ek kan sien, julle het afvallig geraak, julle het in sonde verval, en die blare wat julle opsit, gaan nie julle sonde bedek nie. En jy sien, die vyeboomblare is die teken van menslike poging om homself voor God te regverdig. Maar God het
in daardie tyd reeds met 'n bloedoffer, het hy self 'n lam gestuur. Hy het iets geslag en met velle het hy hulle bekleed, die man en die vrou, om hulle sonde te bedek. Want jy sien, sonder die bloed van die lam is daar geen sondevergifnis nie. En dit is presies wat hier gebeur. Daar's sonde wat jy in onwetendheid gedoen het, want jy ken nie God nie, jy ken nie die, en jy weet nie eers wat sonde is nie, totdat hy dit vir jou wys nie. Vers 8, Hebreërs 9 vers 8, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. En die eerste tabernakel is die plek waar jy nog nie by die verborge manna kan uitkom nie. Jy het nog net die woord, maar jy het nog nie by die verborgen manna uitgekom waar God homself aan jou openbaar, sodat jy by sondevergifnis kan uitkom nie. Vers 9, dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. En ons is nou is die wassingtyd. Die ware wassing van die kleed is nou. Nou sê hy, vers 11, maar Christus het wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Nou, kortom, wat hierdie gedeelte in Hebreërs 9 vers 1 tot 12 vir ons sê, is dat dit was vir die mens onmoontlik om by bloed gewaste wit kleed uit te kom, as dit nie was dat die hoëpriester wat vir ewig ingegaan het, Christus het alles gedoen, hy het die sonde kom oorwin, hy het opgevaar, hy sit op die troon, en wanneer ek en jy onsself wil was in sy bloed, dan moet ons na sy troonkamer toe gaan, en ons moet deur sy woord, moet ons bid deur die Heilige Gees en vir die koning sê, was ons kleed asseblief. Maak my rein van my sondeskuld, want die probleem met die mens is, hy is in onkunde sonde bevlek, en daarom sê die woord, geweens die gebrek aan kennis, gaan my volk te gronde. En die enigste manier wat ons die sonde kan vryspring en die sonde, die wassing in die wit kleed kan doen, is deur die bloed van die lam. Want sonder die wassing van die woord wat in en deur ons moet werk om ons sondes af te was, sal ons net nooit by hom kan uitkom en deel kan word van hom wat gekom het, juist sodat ons deel van hom kan word en deel van sy bruid kan wees, wat hulle haarself gewas het in die bloed van die lam. Ek is terug by Openbaring hoofstuk 7. En nou is ons by vers 15. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom nag en dag en nag in sy tempel. Jy sien, dis die enigste manier hoe jy jou kleed wit kan was, is jy moet in lig en in duisternis. Daar's tye van lig, daar's tye van duisternis. Daar's tye van dag en tye van nag. En partykeer verg dit 'n deursettingsvermoë om in te gaan en toe te laat dat Christus sy werk doen in jou en my lewe,
om ons uit te bring by die plek waar ons witgewaste 'n witgewaste kleed het. Ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor. Dit gaan nie oor jy word wit gewas nie, maar die kleed wat jy dra. Kolossense 3 praat van die kleed wat ons dra. En ons kan nie die fout maak om te dink dat ek en jy moet een of ander witgewaste Christentjie wees nie. Jy gaan dit nie kan wees nie. Ek lees vir jou in Kolossense 3. As julle dan saam met Christus opgewek is, vers 1, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God. Dit is presies wat ons nou net gelees het in Openbaring 7 vers 15. Hy wat op die troon sit. Sit aan die regterhand van God. Ek is in Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. En hierso kom dit. En julle met die nuwe mens beklee het. Met die nuwe mens, Christus is die nuwe mens wat homself in ons wil uitgiet. En dan sê hy, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Ek het nou gesê, ons gaan verlore weens gebrek aan kennis. En hier sê hy, jy word beklee met die nuwe mens wat vernuwe word tot kennis. Dis kennis. En dan sê hy, vers 12 weer 'n keer, beklee julle dan. Hy sê nie, word 'n nuwe mens nie, beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag is, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En dan sê hy nou vir die derde keer, en beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Jy sien, die liefde is 'n liefde vir die waarheid. En 'n liefde vir die waarheid is kennis van God, waarmee ons moet beklee. Ons kleed wat ons aantrek is Christus, maar ons moet sorg dat hierdie kleed wit gewas is in die bloed van die lam. En die bloed van die lam is die Heilige Gees, wat deur die woord van God jou en my kleed kom was, sodat ons nie nodig het om in eie poging ons eie kleed te probeer reinig nie, want net die bloed van die lam kan die kleed wat ons dra vir ons reinig. Ek is terug in Openbaring 7. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Nou ons lees in Johannes 1 vers 14, dat Christus het onder ons kom woon. Nou, een ding is baie belangrik wat ons moet verstaan. Christus het net vir een rede na die mens toe gekom. Hy het mens geword, hy het onder ons kom woon om wat te doen? Om vir ons die woord van God te kom bring en dit by ons te los, sodat nadat hy alles volbring het, teruggegaan het en sy troon bestyg het, sodat hy sy tent oor ons kan oopspan, waaronder ons kan wandel, terwyl ons saam met hom tabernakel, by sy voete, doen hy sy reinigingswerk in ons lewe, deur sy woord, sodat ons waardig geag kan word,
om deel te hê aan die bruidegom, terwyl ons onsself as bruid beklee met die gereinigde wit gewaste kleed van Christus. Vers 16. Hulle het nie meer honger, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Nou, Matteus 5 vers 6 sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jy sien, wanneer jy tabernakel onder die tent van Christus, onder die beskerming van Christus, wanneer hy sy tent oor ons oopspan, en wanneer ons in 'n plek is waar ons afgesonder is, en daai tabernakel verteenwoordig die tempel van God. Want ons moet verstaan dat die tabernakel, die plek wat God die volk mee gelei het, terwyl hulle in die woestyn was vir 40 jaar, kon hulle saam met hom tabernakel. Was die plek van samekoms, was die tent, en ons plek van samekoms is die tempel van God, wat die liggaam van Christus is. En in die liggaam en die wisselwerking van die liggaam van Christus word genoem die tempel van God. Dit is die tabernakel. Want jy sien, ek en jy is deel van die tempel van God. En omdat ons deel is van die tempel van God, is dit die plek waar Christus tabernakel. Ek lees vir jou in 1 Korintiërs hoofstuk 6, vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Waarmee is ons duur gekoop? Met die bloed van die lam. Dan sê hy, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Jy sien, die liggaam van Christus is die plek waar Christus tabernakel. En hy het ons juis 'n tempel gegee. Die veiligste plek vir 'n gelowige is om te kan tabernakel, saam met die res van die heiliges, onder die hoofskap van Christus. Want in hierdie plek waar ons tabernakel, gebeur die heiligmaking onder die bloed van die lam, en die liggaam is juis hierdie tempel, wat opkyk na die een wat op die troon sit, en sê, Here, reinig ons, en so help ons mekaar om ons kleed te was. En dit is ons werking, dit is waarvoor ons geroep is. Want jy is, hier sê 1 Korintiërs hoofstuk 6, want julle is duur gekoop. Ons is duur gekoop deur die bloed van die lam. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ons behoort aan God. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Jy is gekoop. En omdat jy gekoop is, wees dan nou besig met die wassing deur die bloed van die lam. Kom, maak seker dat jy ook tabernakel saam met sy liggaam. Nee, ek praat nie van 'n kerk waaraan jy behoort nie. Ek praat van die plek. En as jy nog nie daai plek gevind het nie, vra die Here om jou soontoe te vat. Vra die Here om vir jou te wys, waar is sy liggaam besig? Waar kan jy gaan om saam gewas te word in die bloed van die lam? Want daar is so 'n plek. Daar is 'n uitverkore volk. Daar is hulle wat gekies is om deel te wees van die lam. En nee, dit is nie elke Christen wat sê, ek is 'n Christen want ek het Jesus Christus aangeneem. Maar daar is 'n tabernakel. Daar is 'n plek waar ons saam met Christus, waar hy op die troon sit, waar ons by sy voete kan tabernakel as 'n liggaam wat beskryf word as die tempel van God, wat aan Christus behoort.
Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Met ander woorde, daar sal altyd meer en meer en meer wees. Jy sal nooit ooit meer 'n gebrek hê aan wat hy vir ons bestem het nie. Elke keer wanneer ek die woord van God oopslaan, dan is daar 'n plek van versadiging. Hulle wat honger en dors na die geregtigheid sal versadig word, sê die woord. Daar kom versadiging. Daar is 'n aanhoudende en daar's 'n plek waar jy net nie genoeg van hom kan kry nie. En dan saam met dit sê hy, en nooit, vers 16, Openbaring 7 vers 16, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Wat beteken dit? Nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want jy sien, ons beweeg onder die son van geregtigheid. En die son van geregtigheid is juist die plek, want as jy tabernakel saam met Christus, as jy saam met die liggaam van Christus as tempel by die voete van Christus is, dan is daar nie iets wat jou kan skade doen nie. Ek lees vir jou Psalm 121 is vir my die beste skrif om te bevestig wat Jesus sê. Ek slaan my oë op na die berge, Psalm 121. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Jy sien, daar's 'n vals evangelie, wat mense skroei en brand. Daar sal nooit son of enige hitte op julle val nie, is die woord van God, word verkeerd aangebied na mense toe, wat nie by Christus se voete tabernakel nie. En hulle word verskroei deur die hitte van vals leringe, as hulle nie is by hulle bewaarder, wat oor hulle tabernakel nie. Want Christus tabernakel oor ons. Ek slaan my oë op na die berge. Met ander woorde, die berge is hulle wat dink hulle tree op as God. Is hierdie groot kerke wat sê, nee, kom na ons toe, ons is die antwoord. As jy die antwoord soek, kom na ons toe, maar nee, ons tabernakel onder die tent van Christus, sodat die son of enige hitte nie aan ons enige skade kan doen nie. Want as jy by Christus is jy onder sy bewaring, onder sy beskerming, onder sy skaduwee, onder sy vleuels, is daar vir ons beskerming, en daar kan geen verskroeiing of enige hitte by ons kom nie, want ons skuil by die Allerhoogste. Hy sit op die troon, ons is by sy voete, hy tabernakel, hy tent oor ons. En niks wat die duiwel vir ons kan bring, kan by ons uitkom, solank as wat ons by Christus tabernakel nie. Vers 17. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Jeremia 2 is so 'n lieflike woord, wat sê, en die woord van die Here tot my gekom en gesê, ek lees vers 1, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het, in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Israel was vir die Here 'n heiligheid, die eerstelinge van sy opbrengs, almal wat hom opeet sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek die Here. En dan sê hy, want my volk,
vers 13. Jeremia 2 vers 13, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om wat te doen? Om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. Jy sien, mensgemaakte waterfonteine hou nie. Dis waterbakke wat vol barste en krake is. Want wat het gebeur? Die fontein van lewende water het hulle verlaat. Maar Christus, hy laat ons wy. Dit is Psalm 23. Want jy sien, wanneer jy by hom is, of Psalm 1 praat van hierdie boom by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Sien, wanneer ons saam met Christus tabernakel, dan is ons by lewende fonteine, lewende waterfonteine. Johannes 4 vers 10 tot 14. Ons ken almal die skrif van die vrou by die put. Johannes 4, en ek lees vanaf vers 10 tot 14. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie, die put is diep, waarvan dan kry u die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Jy sien, die water wat Christus vir ons gee, is die ewige water. Die water wat 'n fontein is, wat uit die hemel uit opspring tot in die ewige lewe. En dan sien ons in Johannes 7, wanneer Jesus by die groot fees is, op die groot dag van die fees, staan Jesus op, en op die laaste dag, Johannes 7:37, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom kom na my toe en drink. Hy wat in my glo, die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Jy sien, die Here het vir ons bestem om te drink by die strome van lewende water wat by hom is. En die wat hulle gewas het in die bloed van die lam, die wat saam met hom tabernakel, sal ook deel hê aan die lewende waterfonteine. En dan sê hy, en God in die laaste vers van hoofstuk 7 Openbaring, sê hy, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Wat is die trane wat afgevee moet word? Dit is die trane wat ons voor God bring om te sê, Here, gee vir my wat my van u losgemaak het as gevolg van die sondeval. Here, kom droog die trane af, deur aan my lewende water te gee, sodat ek nooit weer hoef te treur oor die lam van God, wat ek nie kon sien en nie kon kry nie, maar wat ek nou ontdek het, en nou die vreugde kon ontdek, van om deel te hê aan die lam van God, wat my kon skoon was het, die kleed wat ek dra, kon skoon was het, dat ek die wit kleed kan dra, dat ek saam met hom kan wandel, dat ek saam met hom in sy tent van samekoms kan wees, onder sy beskerming, en sodat hy my kan laat drink van die fonteine van heil. En aan hom kom toe al die lof en die eer en die krag en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen.